Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. En ja, ons is by die laaste vers in Johannes 17. Johannes 17 vers 26 vanoggend. Jogg, dit was 'n wonderlike voorreg om saam met julle deur daai hoofstuk so stadig te loop en vers vir vers stil te staan. En nou vers 26. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Geliefdes, hier is 'n ongelooflike perspektief wat ek en jy moet hoor. En onthou ek, bietjie wanneer skryf Johannes hierdie evangelie? Nee, dis geleerdes verskil enige tyd van 70 na Christus tot so laat as 90 na Christus. Nee, so dis na alles gebeur het. Nou kyk hy terug en dan onthou hy hierdie woorde van die Here Jesus, wat Jesus gebid het, en hy het dit neergeskryf, en dit is waar. Jesus het God se naam bekend gemaak aan hulle wat daar om hom was, en disippels. Dit dink ek verstaan ons. Ons begin verstaan van die liefde, wat mooi weet, die liefde waarmee u my lief gehad het, en daai liefde is in hulle, en ek in hulle. Dit begin ons ook verstaan, die hele ding van in hulle, en Christus wat in ons is. Maar dan, dink ek hier is 'n stukkie wat ons nie altyd snap nie. En ek sal dit verder bekend maak. Ons dink dat wanneer Jesus met die hemelvaart hemel toe gaan, dan is dit ons as sy disippels wat nou verder die Vader se naam bekend maak. Jesus sê nee, dis hy wat dit doen. Dis hy wat aan die werk is. En as ek en jy daai perspektief mag behou, dis nie ek wat dit doen nie. Dis Jesus wat in die werk is. Dis sy kerk. Hy hou sy kerk in sy hand. Nee, wanneer ons bevry word of genees word, om te weet, dis nie een of ander beraader wat dit gedoen het nie, dit is Jesus wat dit gedoen het. En ek self, ek kan nou met vrede môre gaan preek, want ek weet dis Jesus wat dit doen. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks, dankie dat ons daai mag lees, en dankie vir die mooi vertroosting. En dankie dat ons weet, U is nou nog besig om die Vader bekend te maak. Nie net aan ons nie, maar ook aan 'n spul mense wat nog nie glo nie. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.